my gunsteling vers wat my deur die seisoen gedra het is Filippense 4 vers 6. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your heart and your mind in Christ Jesus. My pad met regimeniale neuralgia het 2018 het dit begin. Dit was ook in theater gewees een oomblik en toe voel ek net soos dit het gevoel soos 'n prikkeling op my wang. Dit het gevoel soos 'n haartjie wat elke keer so nou en dan oor my wang gesweef het. Jy weet daai irritasie van iets is aan jou gesig. En elke keer dan vryf ek en ek vryf, maar dit gaan net nooit weg nie. En toe ewe skielik toe het die prikkeling van 2020 af, het dit begin erger raak. En dit was 'n meer konstante van 'n steekgevoel gewees in plaas van 'n prikkeling in my wang. En in die jaar van 2020 tot die jaar 2023 het die pyn regtig net al hoe erger geraak. En trigeminale neuralgia, dis 'n pyn wat van jou brein, 'n senuweetjie wat van jou brein afkom. En hy skiet oor jou wang. So jy kan dit aan beide kante kry. Dit het letterlik begin. Dit was soos ek onthou dit soos gister nog, ek het geëet en toe ek gebyt het, toe is dit asof dit 'n skokgevoel is wat deur jou wang gegaan het. Dit was letterlik van hierdie hele gedeelte van my gesig was belemmer gewees. Dit het my so affekteer dat in die jaar 2020 het ek dit was letterlik die diepste, donkerste jaar van my lewe gewees, as ek dit so kan sê. En ek het al baie goed ervaar in die verlede wat my kon gedryf het tot depressie en even as selfmoordgedagtes ook, soos 2020 was my regtig 'n bitter donker jaar gewees. Dit is die jaar waar dit vir my, ek kon nie met my medemense gepraat het nie, ek kon nie met my kerk, kon ek nie met hulle verhouding gebou het in daai tyd nie, in daai jaar nie. Ek kon nie met my dogtertjie 'n verhouding gebou het in daai jaar nie, want ek kon nie praat nie, ek kon nie loop nie. Ek kon nie staan nie, ek kon nie, as ek badkamer toe gegaan het, het dit my letterlik triekie vir triekie gevat om daar uit te kom. Ja, so 2020 het die journey begin, as ek dit so kan sê, waar ons letterlik dokter na dokter gegaan het. Ons het eers na ons huisdokter toe gegaan om hom te vra, weet jy dalk wat dit is, soos is daar dalk 'n diagnose vir so iets, want dit gaan nie weg nie. En so het hy begin om my eers op pynpille te sit. En ek was vir 'n tydjie op pynpille gewees en dit het nie weggegaan nie. En toe het ek weer teruggegaan en die pyn het net al hoe erger geraak. En toe het 'n narkotiseer eendag na my toe gekom. En sy sê vir my, nee, so kan dit nie aangaan nie. So sy sien hoe ek suffer, sy sien in wat se pyn ek is, sy sien waardeur ek gaan. En sy kan nie net eers indink waardeur my man moet gaan en my kind moet gaan nie. Ja, en toe sê sy net vir my, so sy ken iemand wat voorheen in die gesig gespesialiseer het, in senuwees en al die operasies en goed, maar ongelukkig doen hy nie meer die gesig nie, hy doen nou net ru. En toe vra sy vir hom, maar kan hy nie vir my 'n guns doen nie? Regtig net om my te sien, net om te kyk, hoorie, wat dit kan dalk wees, is ons op die regte pad om hierdie ding te diagnoseer. En toe sien ek nou die neuroloog, hy is eintlik nou 'n neurochirurg, en hy het vir my gesê, maar hy vermoed dit is trigeminale neuralgia, en hy gaan 'n guns vir haar doen om my te sien, en van daar af het ek 'n pad met die dokter begin stap. En hy het my op die regte pynmedikasie gesit, hy het my op die regte epilepsie medikasie gesit, en hy het voorgestel dat ons vir 'n prosedure gaan wat ons 'n rhizotomy noem. So dis 'n naaltjie wat hulle in jou wang indruk vir die sinewee, as ek dit so kan, so dis die sinewee, so al rondom die sinewee het hy die naaltjie ingedruk om die sinewee half te verdoof, verlam, as ek dit so kan sê. En die prosedure het gewerk. Dit het vir my 'n jaar gehou wat ek gevoel het ek is normaal. Ek kan eet, ek kan lag, ek kan tyd met my kind spandeer. Ons kon probeer dit vir nommer 2. En ja, so dit was regtig 'n tyd gewees waar ek vir die Here dankie gesê het, want soos alhoewel ek gevoel het ek kan myself doodmaak, het ek gevoel ek kan nou weer asemhaal. Ek kan nou dis nou verby. En ons het probeer vir 'n babatjie nommer 2 en ons het swanger geraak in die tyd. En toe na die 13 weke, toe sien hulle in my bloedtoetse, daar is DNA van Down syndroom.
En ons is dus, okay, nee, ons staan nou in die kap, ons gaan nie hierdie vat nie, die babatjie is gesond, ek het gebid, my pastoor het gebid, almal is om met ons ingetree vir dit. En ja, toe het ons nog weer vir 'n detail scan gegaan, want toe moes hulle nou die netjie gaan meet en al die goedjies en die breinvoeg, al die goedjies moes hulle gaan meet met die detail scan. Ingegaan en daar het hulle vir ons gesê, soos die babatjie se netjie is klaar toe. Hy kon glad nie, daar's glad nie vloeistof in sy niere nie, hy kan nie vloeistoffies inneem nie, sy netjie is klaar geswel, alles van die babatjie is nie normaal nie, sy ledemade, alles is soos, dit is nie voldoende aan dit wat hy moes wees op daai oomblik nie. Ja, ons het ons aangegaan en weer eens net daar in daai tyd het my pyn teruggekom. En weer op medikasie gegaan, ek onthou met die laaste ondersoek wat ons in daai detailkamer of in die scankamer was, dit was op 16 weke gewees, en dit was in COVID tyd. Dit het hulle vir my gesê, maar my man mag nie saam met my inkom nie. Ek moes gegaan het vir amniosintese om seker te maak dat dit nou wel Downs is en wat se graad van Downs dit wel is. Toe lê ek alleen in daai kamer, hulle doen die amniosintese en ja, nee, daar toe sê hulle vir my, maar ek gaan my babatjie moet aborteer. Ja, so hulle het gesê, ek gaan die babatjie moet aborteer. Daar is nie 'n kans vir die kind om te lewe nie, soos hy kry nie vog nie. Ja, so die kanse vir hom om te lewe was so skraal gewees. Ja, ek dink die ergste vir my was om daai nuus te gekry het en my man is nie by my nie. En my wang steek, so ek kan nie gehuil het nie, ek kon nie praat nie. Al wat ek gedoen het is net nog gelê het en ek hoor net al hierdie goeters. En dadelik het die duiwel het dadelik soos in my gedagtes weer gekom en vir my gesê soos, ja, hy sê, you're not worthy of this, soos, kyk waar is jy, kyk jou kind gaan dit eers maak nie. So al hierdie goed het dadelik in my gedagtes gekom en ja, so dit was maar 'n battle gewees en ons het ek en my man het net besluit, weet jy, ons gaan dit nie vat nie, ons gaan nie deurdruk, ons vertrou die Here. En op 20 weke het ons die babatjie verloor. Ons was hospitaal toe gewees daai dag en dit was op ons huweliksherdenking gewees. En hulle het my induksie gegee en ek moes die babatjie normaal gekraam het. Daai was my die ergste, want voor dit het ons 3 miskrame gehad. So ons het regtig probeer. Ekskuus. En ons het regtig die Here vertrou, want hy het vir ons 'n visie gegee. Ons gaan 3 kinders hê, 3 amazing, gesonde kinders. En ons het vasgehou aan dit. Ons het vasgehou aan die visie wat die Here vir ons gegee het. En na die 3 miskrame en die babatjie wat ons nou normaal gekraam het, daai week dit was net so rof vir my gewees. Ek het letterlik met die Here beklei. Ek het goed gegooi in my huis. Ek dink dis die naaste wat ek aan fisies beklei gekom het met die Here van hoekom. Soos, hoekom moet ek hierdeur gaan? Hoekom verloor ek elke keer as ek net die nuus kry van ons is swanger, dan verloor ek weer 'n babatjie. Weer eens soos wat ek gesê het, die pyn het teruggekom in daai tyd. En dit het weer eens net al hoe erger geraak en toe het ons weer die neurochirurg gaan sien en hy het weer aangeraai dat ek vir nog 'n tweede resotomie moes gegaan het en daai resotomie het net vir 'n tydjie gehelp en toe het dit glad nie verder gehelp soos die vorige een nie. En ja, was 'n geweldige pyn weer gewees en ek het geweet wat ek moes doen want die laaste opsie is 'n breinprosedure, alhoewel dit my baie bang gemaak het, want ek kom uit 'n verpleging, ek kon gesien het wat alles gebeur het, ek het gesien hoe mense geopereer was, en dit het my baie bang gemaak, eerlikwaar, maar ek het geweet ek moes dit doen,
Nero het ek my huisdokter gekontak en ek het vir hom gevra, ken hy dalk iemand wat dit kan doen in neurochirurg, en hy het ons verwys na 'n neurochirurg toe, en toe het ons die beste dokter gekry moontlik om hierdie prosedure te kon doen. Hy was daar gewees, dit was 'n week, 2 weke gewees, en hy het vir my 'n afspraak gegee wat ek gekom het, hy het my ondersoek en hy het vir my gesê, nee, ons doen die breinprosedure. En dit was 'n week later en ek het teater toe gegaan en hy het dit gedoen. Na die breinprosedure het alles goed gegaan. Regtig, die pyn was weg gewees. Ek was normaal, kon 'n burger eet, ek kon lag, ek kon my tande borsel. Ek kon alles doen wat ek nie kon gedoen het nie. En na die breinprosedure het ons besluit, maar okay, verstaan, ek is nou reg, ek voel nou weer reg, so kom ons gee dit 'n go, kom ons probeer weer swanger raak. En ons het swanger geraak en einde Januarie 2023 het ons swanger geraak met ons seentjie nou. En so 4 maande in my swangerskap het die pyn weer teruggekom. En ek kon nie verstaan nie, soos ek het gedoen wat die Here vir my gesê het. Ek het letterlik alles gedoen, soos en ek kon letterlik dit nie verstaan nie, en toe gaan ons weer neurochirurg toe, en ons vra van mekaar, hoorie, is daar dalk iets in die prosedure wat nie gewerk het nie, en hy sê net, nee, alles het baie mooi gewerk, en alles was perfek ingesit gewees, en toe sê hy net vir my, die enigste ding wat by hom kan opkom is, omdat ek swanger is, my lyf moet harder nou werk vir die bloedsvloei in my liggaam. En as gevolg van die vloei het die bloed wat gepomp moet word deur my aartjies het met 'n geweldige force gepomp. So dit het nou weer veroorsaak dat my aartjie en my siene weer aan mekaar geraak het. En hy het vir my aangeraai om na die swangerskap weer terug te kom na hom toe as dit nou nie ophou nie. En dit het, na my swangerskap het dit opgehou. Daai oomblik wat ek vir 'n keisersnit gegaan het, wat ek teruggekom het in die kamer in, was my pyn weg gewees. En dit was soos, prys die Here. Ek het nie die pyn gehad nie. Ek kon my babatjie geniet het in daai oomblik. Ek kon my kinders geniet het. Ek kon my man geniet het. Ons kon dit regtig, daai oomblik van 'n familie in die hospitaal, kon ons regtig geniet het. En net so rukkie daarna, toe kom my pyn weer terug. En van daar af het, soos ek sê, die pyn was nog gewees. En daar was een aand gewees na my seentjie se geboorte. En weer eens, ek was in baie pyn gewees, terug op medikasie, terug op pynstillers. En my intercession span, hulle het net vir my die aand, die donderdag aand, het hulle vir my gekontak en vir my gesê, okay, maar jy gaan nou kerk toe kom vanaand, dus ek gaan nou saam met ons kom bid. Toe my pastonaria het vir my kom optel, sy het saam met ons gegaan daai aand, ek het daar aangekom, en min wetend, dit was die aand gewees wat ek my breakthrough gekry het in my healing, min wetend van dit. Die Here het vir my 'n visie gewys terwyl ek gelê het in die gees, toe wys hy vir my 'n visie hoe ek om 'n atletiekbaan hardloop. En ek het 'n streep, jy weet daai die lint wat aan die einde van 'n atletiekbaan is, en ek het dit so ver gesien, en ek sien dit myself die hele tyd in die ronde hardloop, maar ek hardloop nooit deur die lint nie. Soos dit het my gepla, en ek is soos, Here, maar hoekom hardloop ek in die ronde, en dit voel vir my, ek kom nie waar ek moet wees nie. En toe was daar 'n punt gewees wat hy vir my gewys het, en ek het letterlik ervaar, dit was 'n joy binne in my, ek kan dit nie beskryf nie, dit was 'n ongelooflike vreugdevolle ervaring van joy en peace binne in my, wat net uitgebars het, en daai oomblik wat ek deur daai lint gegaan het, dit is asof die kamer net erupt dit in prys, dit is soos die hele kamer het, ek kan dit nie beskryf nie, dit was 'n ongelooflike ervaring waar ek geweet het, en die hele span het geweet, dit was die oomblik waar die Here my genees het. Dit was 'n instant gewees, dit was nie eers 'n verloping van, okay, jy gaan oor 'n paar maande genees word nie. Dit was 'n instant van waar die Here my op daai oomblik wat ek deur daai lint gegaan het hy my genees. Besoek YouTube en tik in God se krag in my krisis. Subscribe tot ons gratis kanaal vir nog stories van hoop.